Elisa se perspektief het hom gelei na gebed en hy het gesê, Here, slaan hulle met blindheid. En wat doen God? Hy slaan hulle met blindheid. Want sy perspektief was op die geestelik. Hy het gesien, hier aan ons kant is daar baie meer as wat teen ons is. Sy perspektief was reg gewees. Hy het in geloof opgetree en hy het die geveg in God se hande gelos. Hy het nie die geveg in sy eie hande gevat nie. Hy het nie probeer planne maak oor hoe hy hierdie gaan doen en hoe hy daai gaan doen. Hy het gesê, Here, slaan hulle met blindheid en God het hulle met blindheid geslaan. Want sy perspektief was op die ewige. Sy perspektief was op God gerig. En die rede dat ons paniekerig raak en die rede dat ons angstig raak en die rede dat ons so angsbevange raak is omdat ons perspektief nie op God is omdat ons die probleme sien. En dit wat jy sien is nie altyd die volle storie. Dit wat ons sien is beperk. Ons sien nie noodwendig dies wat om ons is wat meer is as dit wat teen ons is nie. Ons sien dit nie want ons fisiese oë is beperk. Maar daar lê 'n groter waarheid in elke omstandigheid wat jy deurgaan. Ek het laasweek gepreek oor die ewigheidstafel en wat 'n tyd gaan dit nie wees nie, wanneer ons aan tafel sit en kan beleef what a powerful name it is, eerstehands, in 'n verheerlikte liggaam, aangesig tot aangesig met God, met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ouens, ons is nie in die verloorspan nie, kan ek dit net vir julle sê. Die laaste bladsy is geskryf, en die laaste bladsy sê ons is oorwinnaars. Die laaste bladsy van die Bybel praat van hoe ons oorwin. Ons het nie nodig om deur hierdie lewe te gaan gepootjie nie. Ons kan hoop hê. Daar's 'n toekoms. Daar's 'n verwagting. Maar ons skop vanaand 'n nuwe reeks af, perspektief. En ek's excited oor hierdie reeks oor perspektief. So ek wil julle net 'n bietjie agtergrond gee, maar net voordat ek vir julle te veel agtergrond gee, Roselle het net vir my gesê, sy het die datum vergeet van Marius se inhuldiging. So Marius se inhuldiging is Sondag wat kom, eers komende Sondagoggend. Maak asseblief seker. Moet nou nie na die aand toe kom as jy na die oggend toe ook gekom het. Jy kom maar nog steeds na die aand toe ook. Maar maak asseblief seker, jy's hier vir dit. Ons wil vir Marius bless. Hy's aangekondig as presiderende pastoor van Oase gemeente. So hy is ons visionêre leier, ons honor hom vir dit en ons bid die Here se seën af oor hom oor dit ook. En die president van die AGS gaan hier wees om die inhuldiging te behartig, om dit te doen, om vir Marius in te seën as visionêre leier van Oase gemeente. So dit gaan 'n groot dag wees, ons gaan lekker eet ook na die tyd. So asseblief, kom join ons, kom wees hier, maak seker jy is 'n deel van die storie wat die Here oor Oase gemeente skryf. Maar ons praat oor perspektief vanaand, ons skop die reeks af. Ons is nou klaar met myn reels. Ek het nie 'n overall gehad vir perspektief nie, dis hoekom ek nie in 'n overall is vanaand nie, maar ons skop die reeks af oor perspektief. Nou ek wil julle net 'n bietjie agtergrond gee oor waar dit vandaan kom. So ek hardloop gereeld en ek kan vir julle sê, ouens, begin hardloop. Die Here gee inspirasie. Dis net die eerste 2 of 3 maande wat dit voel asof jy geen inspirasie het nie, wat dit voel of jy eintlik of jy die dood in die oë staar, maar kan jy waarborg daarna daar gebeur iets. Dalk is dit net vir my, ek weet nie. Maar daar gebeur iets wanneer ek hardloop en ek praat met die Here en ek het tyd op my voete waar dit net ek en God kan wees en ek kan net by die Here hoor. En die Here praat die heeltyd met my oor perspektief en oor hoe ons baie keer nie die regte perspektief het oor die lewe nie. Hoe ons baie keer kan dink dat ons perspektief en hoe ons na goed kyk is goed. Want dis mooi en dis lekker en dit laat my goed voel. Maar as ons perspektief op daai tipe goed gefokus is, dan is dit nie Bybels nie. Dis nie op die Bybel gegrond nie. En ek beleef die Here praat met my in my hart oor perspektief. En Sondagoggend wat verby is, preek Marius oor die tafel, aan tafel sit saam met Jesus. En hy gebruik 3 keer die woorde wat hy praat oor perspektief, perspektief, perspektief. En ek beleef hoe die Here bevestig daai oggend, dis waartoe ons moet gaan met ons aanddienstema, perspektief. So ek is excited. My perspektief oor perspektief het verander toe ek voorberei vir die preek oor perspektief. So ek is opgewonde oor dit wat die Here vir ons gaan doen. Ek is opgewonde oor dit wat hy in my lewe gaan doen
deur hierdie reeks, maar ek is ook opgewonde oor wat hy in julle lewens gaan doen deur hierdie reeks, en ek is die meeste opgewonde om eer aan hom te bring, om glorie aan hom te bring, deur gehoorsaam te wees aan sy stem en dit wat hy vir ons sê, om met julle te deel. Nou ek onthou, die eerste keer wat ek van kan onthou, wat ek die woord perspektief gehoor het, was in graad 8 gewees. Nou julle moet verstaan, ek kom van Orkney af, en daar in Orkney het ons woorde geken soos light of ek fight, of nog enetjie, of met Asia, maar dit is goed wat ons geken het ook van die TV, die advertensies gehad, so daar in Orkney het ons vocabulary is die Engelse woord, ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie, het nie so groot gestrek nie, dit was nie so ver bevorderd gewees nie. Die woorde wat ons geken het was baie dodgy geweest, dis hoekom ek nou nog 'n paar keer, ek weet nie daai ding wat hulle noem kanseltaal, ek dink nie ek het hom al onder die knie nie, want ek dink ek sê partykeer dodgy goed, maar dis my ook nie agtergrond. Dis waar ek vandaan kom, hey grace met my, asseblief. So die eerste keer wat ek hierdie woord perspektief hoor, is in my graad 8 klas. En die enigste rede hoekom ek die woord perspektief toe nou gehoor het, is want ek het uit Orkney uit Skoonspruit toe gegaan. So ek het Klerksdorp toe gekom vir 'n skool. En toe ek nou buite my omstandighede daar in Orkney is, en ek kom in Klerksdorp, toe leer ek hierdie groot woord, perspektief. En ons het dit geleer in graad 8 in Skoonspruit by Juffrou Viljoen, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek onthou dit soos gister, wat sy vir ons geleer het oor 'n perspektiewe tekening. Nou, 'n perspektiewe tekening, die rede hoekom ek dit so goed kan onthou, vir die van julle wat nie weet nie, hulle het vir ons gewys, hy het vir ons 'n prentjie geteken oor 'n pad, maar dit lyk soos 'n driehoek en dan word die lyntjies al hoe korter. Nou die enigste rede dat ek kan onthou dat dit 'n perspektiewe tekening is tot vandag toe, is want dit het vir my gelyk soos wat dit gelyk het as jou pa of jou broer in die kar gejaag het, of jou chommy wat 15 is en jy's 13 op laerskool, wat die coolste ou was in daai tyd, want dis wat ons gedoen het in Orkney, as hy sy kar gejaag het, 'n perspektief, Laan sit vir my daai prentjie op hier agter my, dit is hoe 'n perspektiewe tekening gelyk het. Nou dit is pretty much, ek weet julle judge my nou, maar dis maar hoe dit lyk as jy in 'n kar jaag, die pad word nouer, en dis die rede dat ek kan onthou, graad 8, eerste keer ooit wat ek kan onthou wat ek die woord perspektief gehoor het, was in 'n perspektiewe tekening, en dit het my laat dink aan karre wat jaag. So dis hoe ek van perspektief, dis wat ek van perspektief weet. En dis hoekom ek moes die woordeboek gaan naslaan, ek moes die woordeboek gaan uithaal, om die woordjie perspektief mee met julle te kan preek vanaand, om oor dit te kan preek, want ek is bang, ek haal ook nie perspektief hier iewers uit, en ek kom preek ook nie perspektief, so toe gaan vra ek die woordeboek, vir die woordeboek betekenis oor perspektief, en hier's vir die woordeboek betekenis is, dit gaan nie agter my ook opwees, is groot woorde, het sê, die woordeboek betekenis van perspektief is wyse van sien of beskouing. Nou, dit alleen is baie groot. So daar's 'n verduideliking. Dit sê die manier waarop iemand na iets kyk of daaroor dink, 'n bepaalde Die manier waarop iemand na iets kyk of daaroor dink, 'n bepaalde standpunt of interpretasie. En hierdie beskryf eintlik ons hele leefwyse. In een sin, perspektief, wat dit beteken, beskryf eintlik ons hele leefwyse. En ek weet nie wie van julle sal saamstem nie, want hoe jy kyk na iets en hoe jy dink oor iets, bepaal hoe jy leef. So daai woordjie perspektief beteken eintlik jou hele leefstyl. Want hoe jy kyk en hoe jy dink oor iets, bepaal wat jy gaan doen. En Spreuke 4 vers 23 sê vir ons, bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. En dan hierdie woorde, wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Met ander woorde, as ons nie reg oor iets dink nie, gaan ons ook nie reg optree nie. As my perspektief oor die Heilige Gees nie reg is nie, gaan ek hom sien as 'n dit en nie as 'n persoon nie. As my perspektief oor die Heilige Gees nie reg is nie, gaan ek hom sien as iemand wat dalk daar ver is, of iemand wat ek moet innooi, of iemand wat ek, my perspektief gaan verkeerd wees as ek hom so sien, dan gaan die krag van die Heilige Gees nooit tot sy volle verwesenliking, dit gaan nooit tot sy volheid in my kan leef, as my perspektief oor hom verkeerd is nie. Enigiemand saam met my stem daaroor. As my perspektief oor sonde verkeerd is,
gaan sonde altyd 'n groter mag hê oor my as wat dit veronderstel is om oor my te hê. As my perspektief daaroor verkeerd is, gaan ek of te veel toelaat of ek gaan te min toelaat. Of ek gaan net, maar as my perspektief oor sonde verkeerd is, gaan ek nie reg optree teenoor sonde nie. En dan as my perspektief oor my man of my vrou of my boyfriend of my girlfriend verkeerd is, gaan ek hulle verseker nie op die regte manier hanteer nie. Dan gaan ek definitief nie in my verhoudings op 'n goddelike wyse of op 'n Bybelse manier reageer nie. En dis hoekom dit belangrik is vir ons dat ons perspektief moet reg wees. Dat ons perspektief, so ons gaan aan baie topics raak oor die volgende kwartaal, oor die volgende 10 weke oor perspektief. Perspektief oor die, perspektief oor daai. Maar ons gaan oor baie goed perspektief praat. Want ek besef net al hoe meer en meer hoe ons perspektief baie keer vir ons goed lyk. Maar eintlik is dit nie Bybels nie. Eintlik is dit nie gegrond op die woord nie. Nou daar's 8 goed wat ek nou vir ons gaan noem, wat grootendeels ons perspektief bepaal. En is gewoonlik 'n kombinasie van hierdie 8 goeie saam, wat bepaal hoe my perspektief in die lewe is. Hoekom ek na goed kyk op die manier wat ek daarna kyk, hoekom ek dit interpreteer soos wat ek doen. En die eerste ding is, en ek dink hierdie is sekerlik die grootste ding wat ons perspektief beïnvloed, is ons opvoeding en ons familie. Die manier hoe jy groot geword het, jou ouers, hoe hulle jou groot gemaak het, die goed wat hulle jou geleer het. In my huis was hierdie goeie maniere gewees, in jou huis was dit goeie maniere gewees. En dit vorm jou perspektief, dit vorm hoe jy na die lewe kyk, dit vorm jou opinie oor die lewe, dit vorm hoe jy die lewe interpreteer. En dan die tweede ding is, die kultuur en die gemeenskap om jou. Dit wat daar buite aangaan, beïnvloed ons. Dit beïnvloed ons uitkyk op die lewe. As ek iets sien en dit lyk nie vir my reg nie, dan beïnvloed as gevolg van dit wat ek sien daar buite, die kultuur wat gebeur, word ek beïnvloed en word my gedagtes beïnvloed en dit begin ek te dink en te interpreteer oor wat dit is. So dit bepaal my perspektief oor dit. En dan ons ervarings, wat jy al deurgegaan het in die lewe. Dit bepaal jou perspektief. As jy al gesien het in die verlede keer op keer hoe die Here vir jou deurgekom het, dan bepaal dit jou perspektief vir die toekoms. Dit bepaal hoe jy kyk na die omstandighede waarin jy nou is. Want ek kan sien uit my verlede uit God het nog altyd deurgekom. So dit waarin ek nou staan, hy sal vir my weer deurkom. Hy het my nog nooit gelos nie. Ek sien dit in my verlede. Ek sien dit uit my ervarings uit. Ek sien dit. Ek hoor 'n storie oor 2 ouens wat in dieselfde huis groot geword het. 2 broers. Die een is op straat, die ander een is 'n multimiljonêr. En eventually kom iemand by hierdie multimiljonêr en hulle vra vir hom, en al 2 hierdie kinders is presies dieselfde huis. Ek weet nou of ek al hierdie storie vertel nie, as ek het vergewe my, luister maar net weer. Maar in presies dieselfde huis, en iemand kom by hierdie multimiljonêr en vra vir hierdie ou, hoe het jy so ryk geword soos wat jy is? En hy vertel vir hom hoe hy groot geword het, en hoe sy pa alkoholist was, en hoe sy pa hulle uitmekaar uitgeslaan het, en uitmekaar uitgevloek het. En hy sê, met so 'n lewe, kan jy nie anders as om te fight, om bo uit te kom. Jy kan nie anders as om te streef daarna, om meer te hê nie. So sy perspektief was so gevorm, deur sy ervarings. Sy ander broer wat op straat is, hulle vind toe uit, hy het 'n broer, en hulle kom toe by sy broer, en hulle vra sy broer, hoe op aarde het jy hier opgeëindig? Jou broer is dan 'n multimiljonêr. Hy sê, as jy groot geword het, soos ek groot geword het, kan jy ook nie anders as om niks te hê nie. En daarso sien ons, hoe ervarings jou perspektief kan skuif. Hoe dit wat jy deurgegaan het in die lewe, vir elkeen van ons, het 'n ander perspektief oor die lewe. En daai een broer, wat niks het nie, in sy oë is die perspektief waarmee hy kyk, is dis die enigste uitweg gewees. Presies dieselfde omstandighede, sy ander broer se perspektief was, ek moet bo hierdie uitstreef, ek moet bo dit, en dis hoe ons perspektief baie keer de mekaar raak. Dis hoekom dit belangrik is, dat ons 'n Bybelse perspektief het, oor die lewe en oor alles. Maar die 4de ding is onderwys en kennis. Nou daarvan kan ek ook oortuig, of kan ek ook getuig, dat onderwys en ons kennis, dit wat jy leer op skool, dit wat jy geleer het in jou lewe, dit bepaal jou perspektief, hoe jy na goed kyk, want jy is dit geleer. So dit bepaal dit. Die 5de ding is jou vriende en sosiale kringe, waarin jy beweeg. Vriende bepaal jou perspektief, dis hoekom dit belangrik is, dat jy goeie kringe moet kies, en in goeie kringe moet wees ook. Want jou vriende gaan jou perspektief bepaal. Hoe meer jy tyd saam met iemand spandeer, hoe meer word jy soos daai mense. En hoe meer jy soos hulle word, hoe meer doen jy soos hulle, want hoe meer dink jy soos hulle, en meer word jou perspektief soos hulle perspektief. Vriende en sosiale kringe bepaal jou perspektief. Die 6de ding, media en social media.
En ek dink nie as ek hoef veel te sê oor dit nie, want elkeen van ons wat hier sit, word beïnvloed deur media en social media. Dit wat op TikTok aangaan, as jy sien, daai persoon het 'n foto gepost en 7 likes gekry op Insta story, dan gaan post jy hom, want jy wil 'n perspektief hê om te sien, gaan jy 8 likes kry. En so bepaal en beïnvloed social media en media ons hele perspektief, en dan jou persoonlikheid. Sommige mense is meer positief, ander is meer krities. En elkeen se oë is die perspektief wat hy het, die regte een. Party mense is altyd, daar's altyd iets fout, daar's nooit geluk by hulle nie, dit gaan net altyd sleg. En dan kry jy weer die mense wat altyd, hulle is joyful, en hulle is jolig, en hulle is altyd happy, en hulle is energy bunnies, en hulle perspektief lyk net anders as die ander wat die hele dag loop met skouers wat hang. En ek weet nie wat se een van die twee is die regte een of die verkeerde een nie, dalk die tussen in my opinie sal die beter een wees, maar elkeen van hulle se perspektief word bepaal deur hulle persoonlikheid. As ek nou nie goed voel nie, dan dra ek my hart op my mou. Dis mos die spreekwoord wat hulle gebruik. Dan wys ek vir almal, ek sê altyd vir ons interns, jy mag so voel, jy mag nie so lyk nie. En dit is net die realiteit. Jy mag so voel, maar jy mag nie so lyk nie. Kom ons lyk daarom net asof ons gelukkig is, al voel jy nie baie gelukkig nie. En dan die laaste een, die 8ste een, wat ons perspektief baie keer bepaal, is ons geloof en ons waardes. En ek dink hier is die kernste een. Hier is die belangrikste een wat ons perspektief. Hierdie een moet eintlik die enigste een wees wat ons perspektief bepaal, is ons geloof en ons waardes. Want jou oortuigings oor reg en verkeerd beïnvloed hoe jy na die wêreld kyk. Dit beïnvloed hoe jy na omstandighede kyk. Is jou oortuigings oor reg en verkeerd. En al hierdie 8 wat ek nou genoem het, uit almal van hulle uit, is daar net een wat jy nie self kan kies nie. En dis die eerste een. Die ouer huis waarin jy groot geword het en die opvoeding wat jy in daai ouer huis gekry het. Dis die enigste een waaroor jy nie 'n keuse het nie. Al 7 die ander redes het jy 'n keuse. Dis 'n keuse wat jy maak, hoe jy jou perspektief gaan laat bepaal word deur al daai goed. En as jy uit jou ouer huis uit is en jy is nie meer in daai omstandighede nie, het jy ook 'n keuse of jy nog gaan toelaat dat die goed wat in jou ouer huis gebeur het jou perspektief beïnvloed, en of jy gaan toelaat dat jou geloof en jou waardes jou perspektief beïnvloed. Maar dit gaan jou perspektief beïnvloed. En as ons op enige ander manier as die Bybel ons perspektief laat beïnvloed, of dit nou goed lyk en of dit nou sleg lyk, want daar's ouens wat 'n perspektief het vir sukses, en dis al wat hulle najaag, is net sukses. Die volgende sertifikaat, die volgende diploma, die volgende graad, dis al wat ons najaag, en dit lyk soos 'n goeie perspektief. En dit is 'n goeie perspektief, dit is iets goed om 'n graad te hê, niemand kan dit by jou wegvat nie. Maar as dit jou ultimate goal is, as dit al is wat jy jaag, dan is jou perspektief nie goed nie, dan is jou perspektief nie reg nie. Jou perspektief moet gegrond wees in die woord, jou perspektief moet gegrond wees op die Bybel, en op dit wat die Bybel vir ons sê. Dis wat moet vestig, wat ons perspektief is. Want perspektief is ook nie net wat jy sien nie, maar dis ook hoe jy interpreteer wat jy sien. Dis ook die gevolgtrekking wat jy maak oor dit wat jy sien. En ons natuurlike perspektief is baie beperk. Ons natuurlike perspektief is baie beperk. In 2 Konings kry ons 'n storie oor Elisa en sy dienskneg. Nou in hierdie storie sien ons hoe die koning van die Arameërs 'n oorlog teen Israel wil begin. Maar God is so goed vir Elisa. Hy is so teenwoordig in Elisa se lewe. Elisa lewe so uitverkies vir God, dat God tot vir hom sê wat in die koning van die Arameërs se slaapkamer gesê word. En die koning van die Arameërs besef, hierdie ou weet goed wat ek in my slaapkamer vir niemand anders gesê het nie. Weet hierdie Elisa. Hy weet dit, want die Here sê dit vir hom. So met die gevolg is, elke strategie, elke plan wat hulle teen die volk van Israel opbring, elke strategie en plan wat hulle teen Israel, ons gaan nou hier gaan staan en Israel aanval, weet Elisa, want God het vir hom gesê, en dan gaan waarskynlik die koning van Israel. Dan counter die koning van Israel, wat se move ook al hulle wil maak, of hulle vlug weg. En die koning van die Arameërs kom dit toe agter, hy vind toe nou uit oor hierdie Elisa ou. En hy sê toe, ons moet hierdie Elisa ou laat haal, ons moet by hom uitkom, ons moet hierdie ou doodmaak, hy kan nie meer so aangaan nie, hy is besig om my planne, wat ek het, om Israel te verower, besig om dit deur die mat te vat.
En die storie lees in 2 Konings 6 vers 13 tot 17. Die koning van Aram beveel hulle toe. Dis nou sy leermag. Dis nou sy soldate, dis sy weermag. Beveel hulle toe. Gaan en stel vas waar Elisa is. Dan stuur ek troepe om hom te vang. Hy kry toe berig, Elisa is in Dothan. Een nag stuur die koning van Aram toe 'n groot leer en baie perde en strydwaans om die dorp te omsingel. Toe die dienaar van die man van God die volgende môre vroeg opstaan en buitentoe gaan, sien hy oral net troepe, perde en strydwaans. Benoud roep hy vir Elisa, ag meneer, wat moet ons nou maak? Moenie bang wees nie, sê Elisa vir hom. Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant. Toe bid Elisa, en ek kry nou hoendervleis as ek hierdie lees. Here, maak tog sy oë oop, sodat hy kan sien. En die Here het sy dienaar se oë oopgemaak. Toe hy opkyk, sien hy dat daar baie perde en strydwaans van 4 op die heuwels rondom Elisa was. En op hierdie stadium was Elisa en sy dienaar fisies alleen gewees. En dis hoekom hy bang was. Dis hoekom hy bang was, want sy perspektief was op die fisiese gefokus. Sy perspektief was in die omstandighede gefokus. Sy perspektief was gefokus op dit wat hy kan sien, op die oorlog, op die probleem, op die vyande om hom, wat meer is as hulle twee. En is ons nie ook baie keer skuldig daaraan, dat ons perspektief gefokus word op my payslip, want daar's te veel maand vir al die pay wat ek kry, word my perspektief nie beïnvloed, wanneer ek daai handboek kry vir skool, en ek sien hierdie handboek is net so dik handboek, en ek het nie tyd, ek het nie kapasiteit, ek weet nie hoe gaan ek deur hierdie handboek kom nie, hoe gaan ek eers verstaan wat hier binne staan nie, die dieselprys wat nou opgaan met die oorlog, en ons dink, dit is verlate, ons dink, en ons word getref deur dit, die realiteit is, hierdie goed is real, dis nie airy-fairy nie, dis nie fake nie, dis real, dis 'n werklikheid, die dieselprys gaan op, ons sukkel in die skool, want die boeke is te dik. Ek kry die arme kinders jammer, ek het die ander dag my suster se kind se skooltas opgetel en gedink, joh, ons tasse was nie so swaar nie. So die boeke is swaar, ek verstaan dit, dis die realiteit. Dis swaar. Die ekonomie gaan op, alles word duurder, maar ons salarisse word nie saam met dit duurder, word nie saam met dit meer nie. En ons staar gevaar in die oë. Ons sien die vyand om ons sien al hierdie tekens, want ons kyk met ons fisiese oë, en nie met 'n geestelike perspektief nie. Ons perspektief is gefokus op dit wat fisies is. En ek dink ons as kerk, ons as gelowiges, het Elias nodig om te bid, Here, maak tog hulle oë oop om te sien. Maak tog hulle oë oop om te sien. En ek persoonlik het 'n Elisa in my lewe nodig om te sê, Here, maak tog sy oë oop om te sien. Want ek kyk ook in probleme vas baie keer. En dan dink ek, Here, wat nou? Wat nou? En dan het ons 'n Elisa nodig om te sê, Here, maak tog hulle oë oop om te sien. En toe God Elisa se gebed verhoor, en die dienskneg se oë gaan oop, toe kry hy 'n geestelike perspektief. Toe sing hy, hier saam met ons is baie meer as hier teen ons. Die saam met ons is vure van strydwaans. Hierdie vyand wat ons in die oë staar, wie is hulle? Wie is hulle? Want sy geestelike perspektief het oopgegaan. Hy het 'n geestelike perspektief gekry. Hy het begin om geestelik te sien, dat daar meer aan hulle kant is, as wat teen hulle is. En sê God se woord nie vir ons in 1 Johannes 4 vers 4, dat julle is egter van God afkomstig, my kinders, en julle het reeds oorwin, omdat die Gees wat in julle woon, magtiger is as die gees wat in die wêreld woon. Dit wat ons in die oë staar, dit wat ons met ons fisiese oë raak sien, die God wat in ons is baie beter, baie sterker as dit wat ons in die oë staar, baie sterker as jou payslip, baie sterker as daai verhouding waarmee jy sukkel. Die God wat in jou is bo dit. Hy's beter as dit, hy's sterker as dit. Ons het net nodig om ons geestelike oë te oefen, om te sien. En ons het nodig om vir onsself te bid, en vir ander te bid. Here, maak tog net ons oë oop om te sien, sodat ons ook geestelik kan sien. 2 Konings 6 vers 18 gaan aan, en dit sê, toe die Arameese leer nader kom, bid Elisa, Here, slaan hulle tog met blindheid. En die Here het gedoen soos Elisa gevra het. Julle sien, Elisa se perspektief het hom gelei na gebed.
Omdat Elisa te midde van gevaar, ons kan nou sy diensknegt se optrede 100% justify. Hy het rede gehad om bang te wees. Hy het rede gehad, ons kan dit justify 100%. Maar sy perspektief kan ons nooit justify nie. Ons kan nie sy perspektief justify nie. Elisa se perspektief het hom gelei na gebed en hy het gesê, Here, slaan hulle met blindheid. En wat doen God? Hy slaan hulle met blindheid. Want sy perspektief was op die geestelik. Hy het gesien, hier aan ons kant is al baie meer as wat teen ons is. Sy perspektief was reg gewees. Hy het in geloof opgetree en hy het die geveg in God se hande gelos. Hy het nie die geveg in sy eie hande gevat nie. Hy het nie probeer planne maak oor hoe hy hierdie gaan doen en hoe hy daai gaan doen nie. Hy het gesê, Here, slaan hulle met blindheid en God het hulle met blindheid geslaan. Want sy perspektief was op die ewige. Sy perspektief was op God gerig. En die rede dat ons paniekerig raak, en die rede dat ons angstig raak, en die rede dat ons so angsbevange raak, is omdat ons perspektief nie op God is nie. Is omdat ons die probleme sien, en dit wat jy sien, is nie altyd die volle storie nie. Dit wat ons sien is beperk. Ons sien nie noodwendig dies wat om ons is, wat meer is as dit wat teen ons is nie. Ons sien dit nie, want ons fisiese oë is beperk. Maar daar lê 'n groter waarheid in elke omstandigheid wat jy deurgaan. Partykeer sê ek vir die Here, dankie Jesus, dat ek deur swaar kry kan gaan, want ek weet daar lê 'n dieper waarheid. Dankie dat ek vyande in die oë kan staar, dankie dat ek kan sien, hier's goeters wat teen my werk, want dit strek my geloof. Dit maak my geloof sterker. So dan sê ek, Jesus, dankie. Dankie vir dit. Dankie dat U my oë oopmaak om te sien, dat daar meer aan my kant is. Dankie dat U my 'n dieper waarheid in die omstandighede wys. En daai dieper waarheid wat hy vir ons wys, is God se perspektief. Dis wanneer ons perspektief draai en dit word God se perspektief. En God se perspektief verander alles. Want wanneer God jou oë oopmaak, sien jy die moontlike. Jy sien nie meer die onmoontlike nie. Jy sien nie meer die beperkings nie. Jy sien nie meer die vyande teen jou nie. Jy sien nou die moontlike, die een wat saam met jou is. En Elisa bid, hy sê, Here, maak hulle blind, en ewe skielik is hulle blind. Want ewe skielik kom God se perspektief deur. En God se perspektief is 'n geloofsperspektief. En Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En hierdie behoort ons geloofsperspektief te wees. Hierdie behoort ons perspektief te wees, om te sien dit wat nog nie sigbaar is nie, om te hoop op dit wat ons nog nie kan sien nie, om te weet dat my omstandighede lyk dalk nie nou goed nie, die situasie waarin ek is, voel dalk nie nou goed nie, maar daar's 'n dieper waarheid, daar's 'n geloof, ek sien die onsigbare en ek roep dit asof dit al reeds bestaan, ek sien hoe God my hierdeur gaan vat, ek sien hoe hy my die krag gaan gee om deur hierdie omstandighede te kom, ek kyk nie vas in my probleem nie, ek kyk vas in die dieper waarheid, ek kyk vas in die dieper realiteit, ek kyk vas in die God wat my het, die God wat aan my kant is, ek kyk vas in die een wat mag het, om meer vir my aan my kant te sit, as wat daar ooit teen my kan wees. Maar dis 'n doelbewuste keuse. Dis 'n keuse, dit kom nie net nie. Dit val nie net uit die hemel uit nie. Dis 'n keuse wat ons nodig het om te maak. En ons moet hierdie tipe perspektief doelbewus kies. Romeine 12 vers 2, die eerste gedeelte sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Ons het nodig om ons gedagtes te vernuwe. Ons het nodig om te oefen om anders te dink oor die lewe. Ons het nodig om te oefen om eerder voorsiening te sien as tekort. Voordat jy sien wat jy nie het nie, sien eers wat jy het. En dan kan jy begin kyk na dit wat jy nie het nie. Want jy gaan vinnig genoeg agterkom dat dit wat jy het is so baie, dat dit eintlik, dit wat jy nie het nie, ver oorskry. Dan gaan jy besef dat die aan jou kant is baie meer as die wat teen jou is. Ons het nodig om vas te kyk in God se beloftes. Nie in ons omstandighede nie. Ons het nodig om 'n perspektief skuif in ons lewens te maak. Want dis 'n keuse. Dis nie net 'n gevoel nie. As ek nou my bril afhaal, is ek in dieselfde kamer. Ek's in dieselfde omstandighede. Maar ek kan julle waarborg, nie een van julle gaan vir my meer so mooi wees as wat julle nou vir my is, as ek my bril afhaal nie. Want ek gaan in dieselfde omstandighede wees, of in dieselfde plek wees, maar ek gaan anders sien, want my bril is af. En net so is dit die waarheid. As ons nie met God se perspektief na die lewe kyk nie, as ons nie kyk na sy voorsiening nie, en ons kyk met ons fisiese oë net, dan gaan die lewe blur, en dit gaan blurry wees. En jy gaan nie staande kan bly in hierdie wêreld, met al sy verdrukking, en al sy moeilikhede nie.
So hoe jy kyk, gaan bepaal wat jy ervaar en wat jy voel. Jou perspektief in die lewe gaan bepaal hoe jy voel en hoe jy sien, hoe jy kyk na die dinge. En ek wil afsluit met 3 vrae, het gaan nie agter my op die bord wees. Skryf dit vir jou neer, neem 'n foto, maar gaan oordink hierdie 3 vrae. En dit is, waar kyk ek met my natuurlike oë? Gaan vra jouself eerlik. Gaan vra jouself eerlik. In watse omstandighede in jou lewe kyk jy met jou natuurlike oë? En dan in watter situasies moet ek vra, God, maak my oë oop. Ag Here, maak asseblief my oë oop. Watse omstandighede is daar in jou lewe, wat jy daai vraag vir jouself moet gaan vra? En dan die derde ding, is watse gedagtes moet ek vervang? Watse gedagtes, waar sien ek tekort en nie voorsiening nie? Waar sien ek angs en nie belofte nie? Waar sien ek dood en nie lewe nie? Waar sien ek vyand en nie God nie? Waar in my lewe is hierdie plekke? En gaan oordink hierdie vraag. Gaan oordink hierdie vraag ernstig. En wanneer jy dit oordink, bid 'n gevaarlike gebed. 'n Gebed van Dawid wat sê, deurgrond my hart, o God. Deurgrond my hart, o God. Waar sien ek wat ek nie moet sien nie? Waar is my perspektief op die verkeerde plek en nie op die regte plek nie? En wanneer jy daai gebed bid om te sê, Here, deurgrond my hart, die woord sê vir ons, wanneer ons nader tot God, sal hy nader tot ons. Ek kan jou nou groot oortuiging in my hart, kan ek jou waarborg, dat as jy vra, Here, deurgrond my hart, dis nie net 'n maklike gebed om te bid nie. Want as die Here jou hart begin deurgrond, as hy jou begin wys waar jou perspektief verkeerd is, dan staan ons baie keer verbaas oor waar ons perspektief gedink het ons op die regte plek is, maar waar dit nie is nie. Dit gaan dalk kos dat jy vriende moet sê bye. Dit gaan dalk kos dat jy uit 'n verhouding uit moet klim, wat nie vir God verheerlik nie. Om te bid, Here, deurgrond my hart, jy moet mooi dink voordat jy dit bid. Maak seker jy is ernstig, en jy wil werklik hê God moet jou hart deurgrond. Want die proses is 'n moeilike proses, want die Here kom en hy snoei af, dit wat nie soos hy lyk nie. En hy kom openbaar aan jou, dit wat nie soos hy lyk nie. En hy kom gee jou 'n ander perspektief. Dis 'n groot gebed om te bid, dis nie sommer net 'n gebed nie. En as jou hart vanaand is, Here, deurgrond my hart, o God, en toets of daar nie by my enige ongeregtigheid is nie, wil ek jou vra om op te sal staan vanaand. As jy werklik wil hê, die Here, jy kan staan, as jy voel, jy wil daai gebed saam met my bid, Here, deurgrond my hart. Kom ons sluit ons oë, en as jy voel, jy wil nog opstaan, jy is meer as welkom. Maar kom ons sluit ons oë, en ons maak dit ons hande voor ons oop. Jesus, dankie vir elke persoon wat staan, wat vanaand sê, Here, deurgrond my hart en toets, of daar nie by my enige ongeregtigheid is nie. Vader, ek bid dat U ons harte sal deurgrond, dat U ons harte sal ondersoek, dat U ons perspektief sal kom aanspreek, om dit wat dalk goed lyk, maar wat nie is nie, Here, dat U dit sal kom aanspreek vir ons. Maar Here, my gebed is dat U dit nie net sal aanspreek nie, dat U dit nie net vir ons sal openbaar nie, maar my gebed is dat U vir ons die krag sal gee, om 'n perspektiefskuif ook te maak. Here, dat U vir ons die krag sal gee, om daai goed wat U aan ons openbaar, dat U vir ons die krag sal gee, om oorwinning ook oor dit te behaal.
So dankie vir die Heilige Gees wat ons help. Dankie dat U hom vir ons gestuur het om ons te kom help. En Jesus, dankie dat U in die hemel besig is om vir ons in te tree. Dat dit wat U aan ons openbaar, die sonde wat dalk daar in ons is, wat U aan ons gaan openbaar, Here, dankie dat U al reeds besig is om in te tree vir dit ook, en dankie dat U by die Vader besig is om te sê, paid in full, paid in full, paid in full, dit is volbring. Sonde het nie meer mag oor ons nie, want ware liefde het gewen, en ware liefde verdryf daai vrees wat met die straf behep is. So dankie dat ons nie hoef te vrees, dat U ons gaan straf nie, maar dat wanneer U openbaar, dit wat in ons is, wat nie soos U lyk nie, dat ons kan kom en sê, Here, vergewe ons, en U woord sê vir ons, U is getrou en regverdig om ons van elke ongeregtigheid te reinig, om ons te vergewe vir ons sondes. Here, dis die belofte wat ons het in U woord, so dankie dat U ons deurgrond, en dankie dat U ons vergewe, dat ons nie hoef te vrees of U ons gaan straf, of U ons gaan vergewe nie. Here, U woord sê, U gaan ons vergewe. So deurgrond ons harte, o God, en toets by ons, of daar nie enige ongeregtigheid is nie, en help ons om ons perspektief op U te sal hou, en help ons om ons perspektief op die Bybel gegrond te sal hê. En Vader, dankie vir elkeen, dankie dat ons hierdie reeks kan afskop, dankie dat ons oor perspektief kan praat, Here, en dankie Jesus, dat ons kan weet ons perspektief sal skuif, en dit gaan draai na U toe. Vader, ek bid oor hierdie reeks af, dat U ons ryklik sal seën. Here, dat ons nie een diens hier sal uitstap, onveranderd nie. Dat ons hier sal uitstap na elke diens en sal weet, die Here het vir ons nuwe perspektief gegee. Mag ons nie vaskyk in 'n mens en ons hoop in 'n mens sit nie, maar mag ons kom om te hoor wat U wil sê. En nie dit wat die band kom sing, of dit wat die pastoor kom preek nie, maar dat ons sal kom met die motief en die perspektief om te kom hoor, wat wil U vir my sê vanaand? So dankie dat ons dit kan bid, en dankie dat ons U kan vertrou daarmee. Dankie dat U 'n waarmaker is van die woord, Here. En ek wil weer afsluit met dit wat ons mee begin het, Here. Deur te sê, what a wonderful name it is. What a powerful name it is. Ons bely dit, Here. Ons weet, U naam is powerful. U naam is wonderful. U naam is groot, Here. En U het reeds oorwin. En ons kan deel in daai oorwinning. Omdat ons deel aan U het. En dankie dat ons kan deel hê aan U. In Jesus se naam. Amen. Amen.